Baie welkom by nog 'n Jakkie Nou produksie. Vandag se storie handel oor die treurwilger wat ons altyd langs die pad sien. Eendag lank gelede, in 'n kasteel baie ver van hier af, was daar 'n baie hartseer koning wie se vrou oorlede was. Hy het 'n pragtige dogter gehad wat saam met hom in die paleis gebly het. Al die koning se manskappe het daagliks om die kasteel gewerk. Die koning se prinsesdogter het ouer geword en sy moes 'n prins kies. Van heide en verre het daar prinse gekom om hierdie dogter se hart te wen. Maar elke enkele prins het sy afgekeer. Want jy sien, haar hart was op 'n ander plek. Elke aand voor sy gaan slaap het sy gesien, daar was 'n pragtige rooi roos wat iemand daar gelos het vir haar. Sy het nie geweet wie die roos vir haar gebring het nie. Dis seker een van daai simpel prinse, het sy gedink. Maar nee, hierdie was 'n spesiale roos. 'n Ware liefderoos soos 'n jong man vir sy geliefde sal gee. Een aand loer sy deur die sleutelgat om te kyk wie los die roos vir haar, want sy weet glad nie wie dit is nie. En daar sien sy hom, 'n pragtige jong man. Sy het hom al voorheen gesien in die tuine van die paleis. Hy hou vir jare lank al die rose pragtig. Sy het hom saggies agtervolg en het voor hy in sy kamer ingaan, haar voet gedruk voor sy deur en gesê: "Hey, wat maak jy? Is dit jy wat elke aand 'n roos vir my deur los?" Ekskuus prinses, ek bedoel edelagbare. Ag, u prinses Geit. Die eerste keer dat ek jou gesien het, was ek 'n klein seentjie wat hier by die paleis gewerk het. Ek het altyd gedink jy is so mooi en ek kon nie my oë van jou afhou nie. Ek het jou so jammer gekry toe jou mamma oorlede is en wou jou net troos. En nou dat jy ouer is, het jy mooier en mooier geword en ek dink ek is verlief op jou. Maar nou sien ek die prinse kom en gaan en ek weet jy moet 'n prins kies. Ek weet ek is nie 'n prins nie. Wat ek wel het is ware liefde in my hart vir jou. En as iets is wat ek regtig weet, is jy 'n prinses wat ware liefde verdien. Die prinses se oë het vol trane geword en sy het begin huil. Want hy was reg en sy het ook vir hom gesien toe hy 'n klein seentjie was en was ook verlief op hom. Maar oor dat sy prinses was, mag sy nooit met hom gepraat het nie. Van daai dag af het hierdie twee geliefdes elke aand by 'n dammetjie gaan kuier waar niemand hulle kan sien nie, ver van die paleis. Hy het vir haar gedigte gelees en sy het vir hom liedjies gesing. 2 weke later kom daar nog 'n prins aan om die prinses te ontmoet, saam met sy ma, en die koning verwelkom hulle. Die ma stap stadig op die skouer van haar seun wat 'n prins is. Die koning sê: "Kom my pragtige dogter, hier's nog 'n prins wat jou graag wil ontmoet." En daar verskyn die prins, lank maar en jong, en sy ma, die koningin, kort agter hom, 'n vrou met vuur in haar oë. Hierdie koningin, hierdie prins se ma, was 'n ou heks met baie bose kragte. "So wat dink jy van die prins?" sê die koning vir sy dogter, die prinses. Die prinses kyk na die jong prins en sê: "Nee, ek stel nie belang nie. Ek voel nie in my hart enige liefde vir hierdie man nie. Julle kan maar gaan." Sy is terug kamer toe. Die prins en die koningin was baie kwaad en het uitgestorm uit die kasteel. "Hoe durf julle my seun wat die prinses afkeer? Eendag gaan hy die koning van die weste wees." Ouder gewoonte stap sy daai aand saam met 'n geliefde, die jong tuinwerker, na hulle gunsteling plek by die dammetjie ver van die paleis. Want as hy uitstap by die kasteel, toe agtervolg die bose koningin en haar seun die twee geliefdes tot waar hulle 'n geheim gaan ontmoet. Min wetende dat hulle agtervolg word, stap die prinses en die tuinier na hulle plekkie by die dam. Daar aangekom, het die tuinwerker gediggies vir haar opgesê en sy het vir hom pragtige mooi liedjies gesing. En daar spring die heks uit: "Aha, wat maak julle hier? Hoe durf jy wat net 'n tuinman is met 'n prinses praat en waar gediggies op sê en nog natuurlik vir haar seun ook? Hoe durf jy?" Sy sê vir haar seun: "Kom prins, gee my 'n klap." Die jong maar prins hak af en gee my 'n groot klap en hulle begin te beklei. "Nee, asseblief hou op," sê die prinses. En die twee manne beklei naby 'n rots by die dammetjie. Die prinses probeer die twee manne uitmekaar uitkry, maar die prins stamp haar heel eenkant en sy val met haar kop teen die rots. Haar kop het die rots so hard getref dat sy verdwyn met haar blonde hare in die refleksie van die volmaan in die water. Sy het verdrink. En haar lewelose lyf het tot onder in die dam verdwyn. "Wat het jy gedoen?" sê die tuinier vir die prins. Ek het nie gesien nie, ek het met jou beklei, ek het haar nie gesien nie." En die heksma sê: "My seun, moenie bekommer nie, ek het 'n idee." Sy haal haar staaf uit en swish. Die heks stoor die jong man met een swaai van haar staaf en hy verander aan 'n treurwilger. Die heks en haar seun wat 'n prins was, het dadelik verdwyn in die donker. Maats, onthou nou hierdie storie. As jy ooit verby 'n dam ry, gaan jy sien 'n hartseer treurwilger met sy arms in die water, want jy sien as die son sak en die maan opkom,
probeer hy steeds die prinses red, waar sy verdrink in die refleksie van die volmaan. Dit is die storie van die treurwilger deur Jackie Lou. Kyk gerus uit vir die volgende storie. Wanneer is die storietyd? Nou, deur Jackie Nou.